Ik wil net vir julle sê, wees welkom hier. Daar's 'n paar veranderings wat er is. U gaan nou sien, maar geniet hier. Van ons kant af as personeel, weer eens welkom. In this moment, I'm going to ask Glenn and I'm going to ask Hein to light two small candles for all our teachers contributed to our lives where we are today. As daar iets is van Hoërskool Islam Park wat ek altyd sal onthou, sal dit wees die basis wat vir my gelê is in my skoolloopbaan. En die basis was my taal. Mevrou Verhoog wat in standaard 8 vir ons Engels gegee het, Juffrou Nel wat Engels vir ons in matriek gegee het, Juffrou Claudia Estreise wat vir ons Duits en Afrikaans gegee het. Daardie mense het my liefde vir taal aangewakker. En dit is daardie liefde wat ek kon oordra in my onderwysloopbaan. Die eers standaard 5 en toe graad 7 leerders wat deur my hande is. Dat taal is vorm die basis van enige leer. En tot vandag toe is dit nog deel van my. Die tydperk by Islam Park Hoërskool kan ek nie in woorde beskryf nie. Want daai tyd het die onderwysers alles ingesit vir die leerlinge. En dis die rede ook hoekom ek besluit het dat ek onderwys gaan studeer. Want ek wil ook vir my leerlinge die beste gee. Die leeu's bring eerste. Van over die paas van die plaas. Kom maar op, leeu's bring julle innerlijke leeuw uit. En lei die troepen daar oorbrengen. Leeu's! Besef vandag, dit was 'n absolute voorreg by Islam Park, my skool, my hoërskoolloopbaan, of ongeskrewe kompetisie tussen leerders en klasse. Dit het 'n rol gespeel in my lewe, sodat ek het altyd probeer uitstyg bo my omstandighede en altyd my bes te probeer. Die Lions Club van Bellville Suid het
plattelandse leerlinge gekies. Ek en Kevin het die hoogste punte in standaard 9 behaal en op grond van dit was ons twee gekies. Ons het vir 'n week by families in Bellville gewoon en elke oggend het ons by die groep aangesluit en ons is na sekere besienswaardighede in en rondom Kaapstad geneem. Ek was vanaf 1970 tot 1975 op IPH in die tyd toe dissipline baie streng was. Leerders moes altyd netjies en respekvol wees en reëls is streng toegepas. Alhoewel dit soms moeilik was, het dit my geleer om verantwoordelik, gedissiplineerd en respekvol te wees. Ek het goeie herinneringe aan die onderwysers en vriende en daardie jare het grondslag gelê vir my latere toekoms. Die positiewe gesindheid en toegewydheid van meeste van ons opvoeders sal my altyd bybly. Dit was beslis 'n aansporing vir leerders om hul beste te gee. Daar het meeste van ons versteekte talente ontdek, 'n vriendekring opgebou en besef dat dit die klein dingetjies in die lewe is wat die lewe die moeite werd maak. 1971. Jeffrey Jonas die laaste dag by Laerskool Steenvliet in Touwsrivier doen aansoek na verskeie hoërskole, want daar is nie 'n hoërskool vir ons anderskleuriges nie. En ek doen aansoek en ek kry 2 suksesvolle terugvoering. Een van Esalen Park Hoërskool en die ander Fred Gome. Esalen Park is hierdie skool wat ons al dopgehou het, hoor van topskool in die vorige bedeling, die apartheidsregime, kleurlingsaak. En 1972 kom ek by Laerskool, Hoërskool Esalen Park. Wat 'n skool, wat 'n formidabele, wat 'n kultuurskok vir my met al die die skool fisies, mense, maters, die middelklas area waar ek so studeer. En met my bly vir ewig bly met my maters, onderwysers, meneer Arendse wat my handdruk gee so stewig, my ouers by wie ek loseer, die Groves en van Seylaan, maters wat nou nog maters is, of mens wil liewer sê, ons is vandag familie. Vandag is ons familie. Vir my was dit 'n voorreg om saam met my skoolmaats, dit was 'n wonderlike ervaring. Elke een van hulle het 'n unieke persoonlikheid gehad. Dit was lekker jare gewees om saam met hulle te kon wees. Die seuns natuurlik was meer as die dogters en die seuns was natuurlik tergeeste. Ons was baie geterg deur hulle. My maatjie wat langs my gesit het was Ivy Glam en ons is nou nog lief vir mekaar. Ek sou my tyd by Esalen Park Hoër beskou as karaktervormend, die skep van seldsame en blywende vriendskapsbande, die gee van gestalte aan my toekoms. Ek onthou verskillende grepe uit my hoërskoolloopbaan uit. Ek onthou byvoorbeeld hoe ons die hele skool byeengekom het ter viering van die Republiek in 1971. Ons skoolhoof was polities behoudend geweest en ek dink nie almal by die skool het daarmee saamgestem nie. Ek onthou die aanklokreël wat die heel eerste hoof, meneer Arendse, ingestel het. Hy het self gepatrolleer en bewaar die leerling wat na 9 buite sy huis is. Die volgende dag is hy of sy opgekommandeer na die kantoor en waarskynlik 'n dragslaag gegee. Ek onthou veral die goeie onderwysers, mense wat regtig toegewyd was. Ek onthou my vriende op skool, die meeste met wie ek vandag nog 'n goeie verbintenis het. En dan onthou ek spesifiek dat mevrou Nel, ons klasonderwyser is, ons na haar huis toe uitgenooi in 'n wit woonbuurt, heeltemal teen die norm van die tyd was. En dan onthou ek ook dat ek die skool in een van die mindere sportsoorte verteenwoordig het as 'n tafeltennisspeler.
Ek was by 'n klein laerskool in Russellstraat waar daar geen sport beoefen was nie. Ek het eers by EPH my talent in cricket, atletiek en gimnastiek ontdek en toegelaat om dit uit te leef. En daar het ek besluit om 'n LO-onderwyser te word, om terug te ploeg wat ek ervaar het, dat deur sport en LO te beoefen, skep jy 'n gesonde liggaam en dit huisves 'n gesonde verstand. Ek is in Kimberley gebore en skool gegaan daar tot en met die oudste standaard 6. En toe moes oorgeplaas vanaf Kimberley na Worcester. Natuurlik 2 redes. Die een was natuurlik dat ek het by my ouma gebly. En dit sou my geleentheid gee om by my ma, wat 'n verpleegster was in Worcester, uiteindelik te kon bly. En tweedens dan met Worcester, Esland Park Hoërskool 'n baie goeie naam gehad. Ek wou graag 'n dokter gewees het. Maar daar was 'n skoolhoof met die naam van Abangs wat besluit het met my. Onthou die inname van die hoërskool was daar iets wat in het 6. Dat hy net op 'n drakoniese manier kon sê, kyk, jy gaan daar instaan, jy gaan in die handelsklas. Dis maar net vir die wiskunde en dis waar jy is. En ek moet sê, dit was my baie verbasend gewees dat 'n skool waarvan ek so baie gedink het, so drakonies kon wees. In 1972 het ek as standaard 7 leerder my hoërskoolloopbaan begin by Esland Park Hoërskool. Ek was onderrig deur knap opvoeders, naamlik Juffrou Estreise, verantwoordelik vir die onderrig van Afrikaans en Duits, Mevrou Nel, Engels, meneer Williams vir aardrykskunde, Mevrou Rood vir biologie en meneer Annuister vir geskiedenis. As gevolg van hulle toegewyde onderrig het ek ontdek dat ek 'n passie vir die onderwys het. Veral vir die leerareas, naamlik natuurwetenskap en biologie. Juffrou Nel in besonder se onderwysstrategie het my altyd beïndruk as leerder. Daarom het ek ook probeer om my leerders holisties te benader. Sy het altyd ons aangemoedig om die Here te dien. Dit het so 'n impak op my gemaak dat ek vroeg besluit het om Jesus te volg en dus vanaf 1989 die sendingveld betree het. As ek nou in 2025 terugkyk oor my lewe, is dit met 'n dankbare hart teenoor God vir die onderrig en lewenslesse wat ek ontvang het 50 jaar gelede as leerder van Esland Park Hoërskool. In die eerste plek was dit vir my groot voorreg om by 'n skool soos Esland Park Hoërskool te kon leer. Want daardie tyd was dit mos die elite skool van die onderwysers. Het my beïndruk en het my ook om dat besluit dat ek self ook eendag 'n onderwyser wil wees. As iemand my moet vra wat my beste herinnering is rondom EPH, dan sal ek dadelik begin met die song wat ons gesing het soos vir Noorderperel en Genadendal geklop het met rugby. Oh my EPH will never lose. If they lose, they will lose forever. En ek dink outomaties aan al die topspelers wat ons gelewer het, wat almal van die EP was. So rondom sport was EPH vir my 'n droomwêreld gewees. Akademies, daar het ons geskitter. Ek dink aan die filosofie wat ons gehad het met Abangs wat geglo het. Elke jaar na jaar het ons 100% slaagsyfer gehad met matrikulante. En dan dink ek ook aan wat my persoonlik geraak het is die feit dat Mevrou Nel, ons Engels onderwyser, na my toe gekom het en kom so wat dit dat sy my mag nomineer as 'n prefek. Daaroor was ek nooit spyt gewees nie. En ja, vandag is ek ook al 'n pensionaris, maar en dit doen my hart altyd so goed as ek uitvind van my leerders wat ver gekom het in die lewe in.
Ek het groot waardering vir die uitstekende dissipline wat by die skool en die koshuis toegepas was en kon dit die beginsels daarvan oor die jare in my lewe van toepassing maak. Die klem was op akademiese prestasie, maar daar was ook tyd vir onder andere sport en kulturele aktiwiteite. 'n hoogtepunt was toe mevrou Nel vir ons geneem het op 'n hike, 'n uitstappie. Die hele klas het gegaan. Ek dink dit was 'n Saterdagoggend. Ek sal altyd ons 10B klas se Saterdag uitstappie op 'n berg buite Woester saam met mevrou Nel onthou. Ons kon ontspan en die skoonheid van die natuur geniet en waardeer. Ons was eers in die veld, ons het gaan hike. Dit was wonderlik geweest om net in die veld te wees. En ons was vry geweest in daai jare. Kon 'n mens mos nie oral heen gegaan het. Dit was nog diep in die apartheid 1975. So ons was nie toegelaat om te wees waar die wit mense is nie. En dit het sy vir ons alles gedoen, soos wat sy vir ons geneem het na Meinhardwil. Dit was ook 'n eerste vir my geweest. Lewe op Islepark Hoër was maar 'n eensame en alleene reis. As introvert het ek maar alleen met my probleme geworstel om niemand daarmee te pla nie. Tog was daar in standaard 9 'n hoogtepunt wat my mentor en geliefde biologieonderwyser meneer Jimmy Aarde vir my bewus gemaak het. Hy het 'n drama geskryf oor die gelykenis van die barmhartige Samaritaan en dit genoem Wie is my naaste? Dit is wel nie by die skool opgevoer nie, wat dit moet plek maak vir Hamlet en Raka. Tog word daar leerlinge gevra hoekom voer ons dit ook nie by skole op nie. Met my in die hoofrol het ek skielik besef wat die lewe vir my beteken het en ek nie alleen hoef te wees nie. Die visie is en jeug het my geestelik bearbei vir my toekoms in die lewe en die betekenis van hierdie drama ook. Die skaakklub was ook 'n plek waar ek strategies kon gedink en ervaar het en later met my leerlinge gedeel het. As ek vandag moet terugdink aan herinneringe van Island Park, is dit veral die sportbyeenkomste wat my baie goed by. As dit Parel se beurt was om dit aan te bied, dan het Island Park hoërskoolleerlinge in omtrent 10 luukse busse gery. En dit oor die Detroit pas. Mense, dit was 'n belewenis. En soos Island Park daardie jaar ook bekend was vir die beste akademiese prestasies, was hulle ook net so bekend vir die beste prestasies op die sportveld. We are Matthew Moss for breakfast. Die ander ding wat baie uitstaan vir my is die keer toe ons, voordat Hamlet se opvoering opgevoer was by die skool, het ons klas, ek is nie seker wanneer nie, maar ons het so 'n klein opvoeringkie gehou by meneer Hofmeyer. Ek dink dit was een Vrydag aand, waar ons opgevoer het Hamlet, en die ander opvoering was die voorgeskrewe boek Man van Sirene. Ek het gespeel Naomi. Ek kan nie meer onthou wie was die hoofrol wat Simon gespeel het nie. Island Park was vir my 'n interessante skool geweest. Miskien bietjie nie dit wat ek verwag het dit sou wees nie. Maar ek het 'n wonderlike onderwysers daar gehad. Die grootste waarde wat ek ooit uit Island Park kon kry, was die
die vriende wat ek kon ontwikkel het daar, die my medeleerlinge van standaard 7 tot met matriek, wat my weer permanente verhoudings en vriendskappe kon opbou het in my behoorlike vormingsjare en amper meeste van hulle is ek nog steeds redelik goed bekend mee en 4 jaar op Esalen Park met mense wat ek regtig waar respek voor het, of dit nou sport of dit nou akademies was en of wat Esalen Park my kon bied was die feit dat ek iemand wat Kimberley groot geword het in die Karoo area skielik kontak kon maak met mense wat my kon inlig en meer vertel van 'n breër omgewing van die Weskaap wat ek totaal onbewus was. My reis deur my hoërskooljare by Hoërskool Esalen Park was absoluut wonderlik. Daar het ek lewenslange vriendskapsbande gesmee. Reeds aan die begin in Standaard 7 het ons destydse prinsipaal, meneer Arendse, ons gehelp om ingeligte beroepskeuses te maak. Ek het besluit op syfervakke wat ook daartoe gelei het dat ek onderwyser in handelsvakke geraak het. Net die feit dat ek in 1975 in 'n matriekklas kon wees, was al reeds vir my uitsonderlik, gegee die sosio-ekonomiese omstandighede waarin ek my daardie tyd bevind het. Esalen Park het vir my heelwat van die lewe geleer en die meeste van dit pas ek tot vandag toe in my lewe toe. Nommer 1, Esalen Park het vir my selfstandigheid geleer, om onafhanklik te kon dink. Esalen Park het vir my geleer wat dit beteken om in 'n span te kan saamwerk, dat jy moet jou loyaliteit, jou klasmaat, jou vriende, te alle tye gee. Esalen Park het vir my respek geleer, respekteer ander se eiendom. Esalen Park het ook vir my geleer dat jou persoonlike omstandighede, daar wat jy vandaan afkom, is nie bepalend vir wat jy in die toekoms wil word nie. En moet dit ook nie gebruik en later sê, maar dit is as gevolg van so en so dat ek dit nie gemaak het nie. Esalen Park het dit nie geken nie. En ek pas dit nog tot vandag toe in my lewe toe. Ons het 'n gebalanseerde skoollewe gehad. Ek het op rugby en atletiek besluit, wat ons baie blootstelling gegee het. Ons het alle omliggende skole in die Bola besoek en 'n hoogtepunt was die rugby-toer na Appington in my matriekjaar, wat ook 'n besoek aan Ograbies watervalle ingesluit het. 1975 was die jaar waar ek vir myself gesê het, daar was terugslag, maar ek gaan deurdruk. Op 'n sportgebied, ja, rugby en atletiek was my voorliefde. Ek was veral trots op die feit dat ek in 1974 die kaptein van die tweede rugbyspan kan wees. En in 1975 wou ek voortgaan om kaptein van die tweede span te wees, maar ek is ek met geweld deur meneer Abram Sout, wat die afrigter van die eerste span was, uit die tweede span kom pluk en vir my duidelik gemaak dat jy hoort in die eerste span, want dit is waar ons jou nodig het. En dit is ook een van die karaktereienskappe van Esalen Park. Jy gaan daar waar die nood is en jy help. Kijk, die leeuw kan het nie maak nie. Hulle kan maar honger wees. Hulle kan maar kom vir ons, want ons het vandag voer. Maar die leeuw se kleur is rooi. Wat is ons kleur? Rooi. Wat is kleur rooi?
Want 14 Februarie is dit? Valentine. En daar triomfeer Van 1975 aan te sluit by die rugby. Voor dit was Ivy Glam my baas by Blom. Ivy was ook moeilike mens. Nee, was hy is. Die was hy is. Wat jy wou hom. Ja, wat sal ek vir die maar die laaste. Hy het gekyk dat wat is steel. Wow, Ivy was moeilik. Toe ons era rugby was ons het omtrent alle skole hier gedek. Bedaal tot Carlington, Perro, Robinson. Hier is het net begin. Hier is het net begin alle met de eerste en onze namen verliezen ja. En op die toer het ons altijd gewend. En dan gaan ons winkels toe. En ik weet wat nog niet daar niet. Dat gaat los. Ik praat nog net van die rugby. Ik praat nog net van die rugby mensen. En een dag gevangen wij iemand, ik zal die naam noemen. Toen zei die oud van die mensen, niet uit je gesteerd niet. Toen hij zien, toen kom je pakken voor. En ik denk van die onderwijzer dat om uitgebreid hij was al niet toegekapt. Esland Park was 'n formidabele span. Ja, nee, waar As ek terugkyk na die jare, kan ek met sekerheid sê, ek weet van 1 of 2 keer wat ons 'n wedstryd verloor het. Daar was nooit nee gesê as dit kom by rugby. Ek sal net een staaltjie vertel. Ons speel die betrokke Saterdagoggend 'n belangrike liga-wedstryd teen Genadendal op Genaalse velde. Die wat nie rugby gespeel het. Mense, dit is een van die moeilikste plekke in die velde om op te speel. Die veld is gelyn met ouers met besemstokke, enige tipe wapen. Tackle jy haar kind te hard. Jy kan verwag 'n besemstok op jou rug. Die betrokkes Vrydag op die Saterdag speel Boland en Tygerberg speel Esland Park. 'n Groot wedstryd, Saru rugby. En ons skoolspannetjie, die manne die onder mekaar gepraat en so. Niemand wil genaal toe gaan, want ons wil almal Tygerberg Boland. Teen die Woensdag is daar heel wat onttrekkings. Die skoolspannetjie. En soos gewoonlik op 'n Vrydag net voor die laaste periode, is dit stilte, span word aangekondig. En meneer September, ook soos ons hom ken, of geken het, sê hy noem die span en hy sê, maar daar is reisende toeskouers, reisende, nie spelende reisigers, hulle moet saamgaan. Is almal ons wat onttrek het. En hy sê, môreoggend 7:00 is almal hier. Die beseerdes wat onttrekkers ingesluit. Maar net geweet, ons wil die rustig inkyk. Ons is hier, daar is geen, jy kan nie. Daar is 'n manier, jy kan wegkom. Ons is weg. Ek dink die bus het Verliesdorp gehaal nie. Toe die span heeltemal verander, daar's niemand meer beseer nie. Want ons kan nie met halwe span genaal aanvat nie. Nodeloos om te sê, wat ook al, ons het die waar deur die drif getrek, en Esland Park dit nog altyd geseëvier. EPH was 'n ware steunpilaar vir my. Ek het onder moeilike omstandighede groot geraak. 'n Werkende ma wat 4 kinders grootmaak. Ek kon dit oorkom, omstandighede oorkom en te werk deur aktief deel
te neem aan skoolsport. Atletiek, daar het ek redelik goed gevaar. Ek het selfs 'n diploma gekry by die Boland Kampioenskappe. Rugby, ek het vir die skool se eerste span rugby gespeel, so ek het heelwat hoogtes bereik in sport. Akademies het ek hard probeer om mee te ding met my klasmaats en my vriende. En dit het inderdaad van my 'n beter mens gemaak. Vandag is ek in besit van 'n onderwysdiploma, as ook 'n BA graad in sielkunde. EPH was vir my inderdaad 'n vorming en het beslis gemaak wat ek vandag is. Toe ons op skool was, ons juffrou gehad, julle ken juffrou Reis, die ken ek. Ja, sy was ons eerste afrigter. En toe ons matriek is, tussen Patsy Riders. En as ons so langs die netbalveld staan, en ons moet begin opwarm en dan staan Patsy terug as sy sê vir my, vat voor. Want sy het nog gesien, ek vat maar die jare voor. So ek het al 'n afrigter geword, toe ek al matriek was. Weet julle, Patsy het vir my so mooi, wat noem mense, getuigskrif gegee. Wat ek moes ingegee het nog met Boland en oral ingegee het. Maar sy sê, sy het niks van netbal geweet wat sy geleer het. Sy sê dit in die dinges, het sy by my geleer wat 'n matriekleerder was. Ons het 'n cricketklub gestig saam met meneer Eybrums, Erik Eybrums, wat bekend gestaan as Sout. Meneer Buk September. Hulle het die voortouw geneem om natuurlik die klub te stig. Ons as leerders het die klub aangevul en so het ons klubkriket gespeel teen Villages, Alberts, Primrose, Marigolds en almal daai manne het ons gespeel. En alhoewel ons maar juniortjies was teenoor die seniors van die klubs, het ons nie teruggestaan vir enige persoon nie. Ek was 'n openingsbowler saam met Andri Stalty en Jerry Robertson. Ons drie het mekaar aangevul. Maar die een staaltjie was gewees dat ons het gekyk na die batsmans wat inkom. Ek het een van die langste aanlope gehad. Almal het 15 tree gehad, ek het 25 tree gehad. In elk geval, as Arendse wat destyds by Fred Gam skool gehou het, het later die hoof geword van Volleybal Premier. Ons speel toe aan die ander kant in Ceresin. En terwyl ons nou daar speel, doen ons nou veldwerk. En terwyl ons nou veldwerk doen, kom hy in openingsskool. En ek kry vir Tautie, ek sê vir Tautie man, hy gaan die bowling open. Ek sê vir Tautie, die man, hy het respect vir ons. Hy kom so na handskoene koop. En ek is die Winnie, en ek bol vir hom al op sy hande. En die manne skree van buitekant af, sit gloves aan, hy het. En die volgende Saterdag speel ons die Bullsnake. En ek sien, daar kom hy aangestap. En ek sien net die wit. En toe nou nader kom, dus ek sien maar schips. Nou vraag ek hom, wat het nie gebeur? Hy sê, nee van my, jy vraag nog. Ek het al die 3 beentjies van hom afgebouw. En hy moest toe gips krijg op sy hand. Hy is toe vir 'n paar weke uit. En dit was ons gewees. En Brian Wilson, hy was die man wat die 60 geslaag. En so het ons 1 jaar, het ons stof in die oor van al die groot cricketclubs. Villages, Primrose, Marigolds, Alberts, stof in die oor gestof. En ons het die beker gewen, hy is toegebring na Islington Park. Brian Wilson
het ook die beste polder natuurlik gewen. So ek het my cricket geniet. Baie mense se cricket loopbaan het beïnvloed. En toe daarna toe word ons nog uitgenooi deur ander skole en instansies, hoofsaaklik wit skole gewees destyds, maar ons skool ook. Ek het daai tyd net goed my stuk gehou en gesê ons gaan nie by skole optree nie. Maar ek kan net hoe daai openingswoorde. Ladies and gentlemen, dis nou die opening. Tonight you must use your imagination a great deal. And 10. And at times you see the inside and sometimes the outside of a famous castle in Denmark called Elsinore. Ek ontdek ons fokus, dit was ons laaste uitgawe van 1975. Binne-in, ek kan vir u sê, Jackie Lindner, wat nou nie meer met ons is nie, hy was die redakteur. Sammy Peterson, wat ek vooral nie meer met ons is nie, hy was die sub-redakteur. Dan aktuele sake, was uit die Glen, sy naamstelling groot, maar hy sit daar. Hillary Linus, Reynold Henneke en Ismail Jackson. Dan Krop nie op nie, dit was Danny Titus. En godsdienst was E. Fortuyn. Danny Jacobs was verantwoordelik vir die sport. En Lenny was die hitmaker. Die uitgewers was Valerie Fortuyn, Pieter Hofman, Abraham Julius, en dan die teksters was Desmond Chaima, Francis Adams en Charmaine Scholes. Wie is Organic Puma? En al wat hulle kan doen is net liefde. So laat ons hulle hakke by. Dat weer met liefde. So ek weet, as ek moest 'n keuse gemaak het om Esland Park toe te gaan, my antwoord is ja. Ek dink dit was regtig 'n wonderlike ervaring. Ek is baie trots op die feit dat ek by Esland Park my skoolloopbaan voltooi. Ek is absoluut trots om Esland Park my alma mater te kon noem, want selfs tot vandag toe, waar jy gaan, daar word oor skole gepraat en uiteindelik watter skool jy bygewoon het en jy noem die naam Esland Park en dan het almal na jou gekyk en met trots vir jou genoem, maar dit was 'n baie goeie skool. Ek is trots op Esland Park, ek sal altyd trots wees op Esland Park en ek sal ook altyd trots wees om my skoolmaats en die vriendskapsbande wat daar gebou is en wat tot vandag toe staan. So EPH vir my was beslis die bakerman vir my toekoms vorentoe en ek het altyd geglo om altyd die beste te gee, want die beste as al wat goed genoeg was. Ek sal Esland Park nooit vergeet nie. En 3, 4 en 5 Oktober 2025, believe you me, forever etched into my mind forever, and I'm so grateful for meeting
all of these people. Life is a journey. Life is a journey. And my journey so ver, my reis so ver is so wonderlik. I am just so grateful for a formidable school, academically, political wise, otherwise. It is just out of this world. And I'm grateful. I have an attitude of gratitude, believe you me, when I say that. When I say that. And it stays with me forever.